mense, vandag is Shabbat. Van my kant Frik Weideman, Shabbat Shalom. Baie dankie dat jy ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Dis vanoggend vir my 'n voorreg om tyd met jou te kan spandeer en veral rondom die woord van Skepper, lewende God op hierdie 7de dag. En die woord leer my, dis 'n geseënde dag. En vanweë die feit dat jy ingeskakel is, beskou ek jou ook as 'n geseënde. Wat 'n voorreg om net vanoggend Abba se naam te kan grootmaak op hierdie Shabbat. Weet jy, as ek gaan kyk wat die afgelope week gebeur het, dan besef ek, hy het ons weer eens gelei. Hy het ons beskerm. Hy het ons bewaar van die dood, die pes, die onheil en die siekte. En ek is vanoggend dankbaar. Ek is dankbaar teenoor hom vir sy woord. Ek is dankbaar met betrekking tot hierdie Torah porsie wat ons vandag gaan hanteer. Dit is natuurlik Torah porsie 33 wat beteken Bechukotai. Nou Bechukotai is 'n woord wat dalk miskien moeilik op die tong is, maar as jy eers weet wat dit beteken in my opdragte of in my insettinge. Nou baie belangrik, op hierdie Shabbat is dit ook Torah porsie 33. Nou dis 'n dubbele porsie van verbond, want 3 is altyd die aanduiding van verbond. En ons het nou 'n dubbele porsie, want dit is 33, so dis verbond. So hier is my verbond, hier is my opdragte, wandel daarin. Dis vir my belangrik, want ek het die opdragte vir jou gegee. Dis my verbond, en wanneer ek met jou in 'n verhouding staan, dan verwag ek dat jy die verbondskondisies sal nakom. En dis waaroor dit vandag gaan. En wat vir my fenomenaal is die feit dat hierdie verbond, hierdie ketubah, is in terme van hierdie porsie Bechukotai in my hart ingegrafeer. En dit moet my spraak, my lewe, my handel en my wandel verander. Mense kyk na die vrug. Die vrug bepaal aan wie jy behoort. Die woorde wat jy uiter sê, wie is jy? Dit bepaal jou identiteit. Dit sê ook waarheen is jy op pad, want dood en lewe lê in die mag van die tong, en wie dit gebruik, jy weet, sal die vrug daarvan eet. So, ek wil doodseker maak dat die oordeenkinge van my hart, nou Bechukotai is sy insettinge, sy verordeninge, sy statute, wat ingeënt is, of ingegrafeer is op my hart. So wanneer dit op my hart is, dan beteken dit dat die oordeenkinge van my hart en die woorde van my mond in lyn sal wees met u karakter. Ek wil hê dat jy moet sommer net daar waar jy is, met jy gou stil word. Maar maak gou jou oë toe, maak jou oë toe. Ek wil gou iets met jou deel. Ek gaan nie nou bid nie, ons gaan nou bid, maar maak gou jou oë toe. Hoor gou hierso. Jy staan in 'n uitgestrekte veld. Die grond onder jou voete is droog, dis gebars, en dit is doodstil om jou. Daar is tekens dat daar eens lewe was, maar nou voel dit iets ontbreek, want daar's geen lewe meer nie. En in die verte, as jy kyk, dan sien jy 2 paaie. Eerste pad wat jy raak sien is 'n pad van groen, dis lewendig, en jy hoor water wat vloei. En jy sien in daardie pad is daar bome wat vrug dra, en die wind beweeg sag deur die takke. Dis 'n plek van rus, dis 'n plek van teenwoordigheid. En dan as jy bietjie verder kyk, dan sien jy 'n ander pad. Maar hierdie pad is dor. Hierdie pad is leeg, die wind waai hard, was baie stof op hierdie pad, was geen lewe nie. Alles is so 'n grys kleur. Dit voel swaar. Dit voel asof hierdie pad afgesny is en is doodstil. En dan hoor jy 'n stem. Jy hoor nie 'n stem wat baie hard is nie, maar jy hoor 'n diep stem, 'n deurdringende stem. 'n Stem wat nie net jou ore bereik nie, maar 'n stem wat jou hart bereik. En dan kom hierdie woorde: as jy in my insettinge wandel en my gebooie hou. En dan besef jy skielik, hierdie is nie net 2 paaie nie. Hier is nie net 'n pad in 'n veld nie, maar dis 2 posisies van my hart.
En wanneer ek vandag na my hande kyk, dan besef ek dat sy opdragte en sy verordeninge is in my hand gegraveer, in my hart gegraveer. En wanneer jy na jou hande kyk en wanneer jy na jou lewe kyk, is dit nie leeg nie. Want iets is ingegraveer. Sy verbond. Nie meer op 'n klip nie, maar hierdie keer aan die binnekant van jou hart. En dan hoor jy die stem wat sê, ek het nie my Torah, ek het nie my wet buite jou gesit nie. Ek het dit in jou ingegee, sodat jy daarin kan wandel, om daarin te leef, sodat jy in my verbond kan staan. En nou staan jy vandag op hierdie Shabbat nie meer as 'n toeskouer nie. Jy staan as 'n persoon, as 'n man en 'n vrou, wat vandag moet kies. Watter pad gaan jy loop? Want jy moet vandag kies. Nie net watter pad om te loop nie, maar ook wie jy gaan wees, want die vrug van jou handeling gaan bepaal wie is jy. En vandag se porsie, Torah porsie 33, Bechikutai, gaan nie net oor opdragte nie. Dit gaan oor, wat is in my hart ingegraveer? Sy insettinge, sy verordeninge, sy statute. En ek het 'n hart wat 'n keuse gaan maak om te wandel in sy weë. Ek gaan 'n volk wees wat gaan reageer aan sy stem, en ek gaan reageer om aan te meld vir gehoorsaamheid. So mense, nou kan jy weer jou oë oopmaak, en nou kan ek en jy saam bid op hierdie Shabbat. Hemelse Vader, Abba, Skepper God van die hemel en die aarde. U is die eerste, U is die laaste, U is die Alef en U is die Taf. Dit is 'n voorreg om vanoggend U naam te kan aanroep, want U is heilig en U is soewerein. U is alomteenwoordig. U is die God van Abraham, Isak en Jakob, die onveranderlike, die een wat wandel in geregtigheid, die een wat in alles regverdig is, die een wat dit doen wat reg is. Ek wil soos Dawid uitroep, my siel vergeet geen een van die weldade van Skepper lewende God nie. Vader, ek bid in hierdie môre, tydens hierdie uitsending, dat ons as mense nie net toeskouers sal wees nie, dat ons nie net op die paviljoen sal sit nie, maar dat ons daadwerklik sal aanmeld vir gehoorsaamheid, om te wandel in die insettinge, in U statute, dat ons sal wandel in die verordeninge, die gebooie wat U vir ons gegee het, dat dit nie net buite sal wees nie, maar ingegraveer sal wees in ons harte, in ons lewens, en dat ons daarin sal wandel. Maar ek bid dat U heilige naam tydens hierdie uitsending verheerlik sal word. Vat my asseblief uit die voorgrond uit weg. Kom U op die voorgrond, raak mense se lewens aan, sodat ons kan wandel in verbond saam met U. Maar dis vanoggend my gebed. En ek lê my stem voor U aangesig neer. En ek dank U dat ek weet U is die aanhoorder en antwoorder van gebed. Hoor vandag die gebed van U knegt, dat ons as U volk gaan teshuva, om terug te keer na U, terug te keer na U weë, terug te keer na U gebooie, na U statute en U insettinge, en dat ons daarin sal wandel. Vader, ek dank U daarvoor, in Yeshua se naam, en my gees roep uit. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Miskien moet jy vir die persoon langs so sê, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ons is vandag in sy teenwoordigheid, en dat ons net bewus word van wie is hy. Mense, ons dien hom nie wat hy vir ons kan doen nie, ons dien hom vanweë die feit, ons het hom lief met 'n eerste liefde. En die oomblik wanneer ek sê, ek het hom lief, dan is dit baie gevaarlik. Want as ek sê ek het hom lief, en ek bewaar nie sy verbond, nie sy gebooie, nie sy verordeninge nie, dan is ek 'n leienaar, en die waarheid is nie in my nie. So dis hoekom hierdie Torah porsie 33 so belangrik is. Bechikutai. Bechikutai beteken wandel in my insettinge. Nou die woord Bechikutai beteken eintlik
Dis ingegrafeer. Dis op my hart. Nou onthou nou net, as my gedagtelyne gerig is aangaande die God van Abraham, Isak en Jakob, my gedagtelyne, en ek skaar my by die woord, en ek spandeer tyd met die woord, en ek maak seker hierdie woord word rema in my lewe, dan beteken dit dat hierdie woord word in my hart ingegrafeer, dit wat vir Vader belangrik is. En wanneer ek dan praat, en wanneer ek dan optree, en waarheen ek loop, is die vrug van my handeling. En wanneer die vrug van my handeling in lyn is met die ingegrafeerde verbond op my hart, begekutai, dan sal ek die vrug dra van sy teenwoordigheid en sy liefde en sy genade op my lewe. So hierdie is nie net 'n reël nie, of opdragte of reëls nie. Mense, hierdie is 'n ingeskryfde identiteit op my en op jou lewe. Daarom moet die vrug pas by die bekering. En ek en jy kan nie afwyk van dit nie. So dis nie net hou my opdragte en hou my insettinge en wandel daarin nie. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor, dit moet ingebrand word in hierdie tabernakel. Ek en jy is sy tempel. Het jy al ooit gewonder, wat is die redes vir sy opdragte? Dink 'n bietjie daaraan, wat is die redes vir Vader se opdragte? Is dit maar net opdragte wat jy moet uitvoer om te wys jy's gehoorsaam en dit toets jou geloof en? Nee. Mense, die opdragte is daar vir my en vir jou gegee in die woord, dat daar goeie orde gehandhaaf sal word, nommer 1. Nommer 2, dat die statute van 'n gesonde, geseënde samelewing gewaarborg sal word. Dit bring sekuriteit, dit gee rigting, dit gee fondasie vir enige samelewing. Dit gee waardesisteme. Wanneer ons wandel en wanneer ons daaglikse take doen, gee dit 'n waardesisteem hoe ons moet funksioneer, hoe ek moet optree teenoor ander mense, hoe ek moet optree teenoor ouer mense, hoe ek moet optree teenoor my vrou, teenoor my man, teenoor my kinders. Dit gee 'n waardesisteem, en hartseer om te sê dat in die laaste dae waarin ons nou leef, dat mense die waardesisteme afgewater en dit bestaan nie meer nie, en die rede daarvoor is dat die verordeninge, die opdragte, die verbond is nog buite. Maar die oomblik wanneer dit binne inkom, wanneer dit hier en hier gegrafeer word, amper soos 'n merk, verander alles. So, waarom is daar opdragte? Wat dink jy? Ek het nou vir jou gesê, dis die redes. En die redes bring eintlik eenheid, dit bring harmonie, dit bring samehorigheid en dit bring 'n gemeenskaplike doel. En wanneer ons almal in 'n gemeenskaplike doel wandel, mense, is daar salwing, is daar eenheid, is daar lewe, is daar seëninge. So waarom is die opdragte daar? Nou, daar's 'n pragtige Hebreëse woord met die naam van Chukim. Nou, Chukim gaan oor sy opdragte wat nie reëls is nie. Dis nie net opdrag nie, dit gaan oor 'n verhouding. Mense, reg deur die woord. Daar's 2 goue drade in hierdie woord. Van die boek van Genesis tot die boek van Openbaring is daar 'n goue draad. Nommer 1 is 'n huwelik. Hy begin by Genesis 1, Adam en Eva, wat aan die huwelik staan, en aan die einde van Openbaring sê hy, die Gees sê kom en die bruid sê kom, waarheen? Na die bruilof van die Lam. So dis 'n goue draad. So as jy dink aan 'n huwelik, waarin dink jy? Verhouding. So hierdie hele Torah porsie gaan oor verhouding. Inteendeel, die 52 Torah porsies oor die jaar, waar ons om die berg loop, Behar, wanneer ons om die berg loop, gaan oor verhouding, dit gaan oor huwelik, dit gaan oor verbond. As 2 mense in 'n huwelik staan hulle in 'n verbond, in 'n ketubah. Daar's reëls, daar's regulasies. So hierdie is nie reëls nie, hierdie is 'n verhouding. Wanneer Abba sê, wandel in my insettinge, respekteer my insettinge, moenie daarvan afwyk nie. Hy sê vir Josua moenie links of regs daarvan afwyk nie, maar wandel nougesed daarin. Dan sal jy met goeie gevolg handel. Jou hande gaan suksesvol wees. Dis koninkrykskenmerke wat aarde toe gebring word in terme van sukses. En ons mis dit. Mense, hierdie is belangrik.
Ek wil sommer nou sê, ek meld aan vir gehoorsaamheid, ek meld aan om te wandel in Vader se weë, in sy statute, in sy verordeninge en gebooie. So wanneer Abraham sê, wandel in my insettinge, gaan dit nie oor, ek beheer jou nie. Mense wil mos nie beheer word nie. Abba, u kan my beheer enige tyd. Maar mense wil nie beheer word nie. En ons is in die laaste kerk in die boek van Openbaring, die kerk van Laodicea, die louwarm kerk, want ek het mos my humanitêre reg. Ek kan maak en doen en sê net wat ek wil. Ek is outêr in my bestaan. Dis mos wat die wêreld sê. Abba sê nee. Hierdie is my reëls. Wandel daarin. Hierdie is nie 'n demokrasie nie. Hierdie is 'n autokrasie. Hier maak jy soos ek sê. Hierdie maak jy soos wat ek wil hê jy moet maak. Moenie teen my rebelleer nie. Moenie in opstand kom teen my nie. Dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor beheer nie, dit gaan oor verbond en dit gaan oor gehoorsaamheid is die taal van liefde. Abba, ek het U lief. Yeshua, ek het U waarlik lief met 'n eerste liefde. Maar wanneer jy kyk na my doen en late, na my optrede en na my woorde en my uitlatings, dan strook dit glad nie met liefde nie. Soos ek nie wandel in sy insettinge of in sy verordeninge nie, maar ek sê ek het hom lief, dan is ek 'n leenaar, mense. Dan pas die vrug mos nie by die bekering nie. Hierdie boom wat veronderstel is om soos 'n menorah te brand, brand nie meer nie. Dis wat Yeshua sê. Hy sê, pas op dat julle lig nie duisternis word nie. So as iemand sê, ek het hom lief, dan beteken dit, wandel in sy gebooie, wandel in sy verordeninge. Dit beteken, ek behoort aan U. So wanneer ek vir Vader sê, Vader, ek het U lief, dan hoor hy verbond. En wanneer hy na my en jou kyk, vanuit 'n hemelse perspektief, dan kyk hy, o, goed, ek sien hulle eer my Shabbatte, hulle wandel in my insettinge, hulle my verordeninge is vir hulle belangrik, en daardeur vrees hulle my, hulle erken my, dat ek hulle Elohim is, en hulle is my volk. En dan nooi ek hulle, om te kom drink, uit die fontein van lewende waters, verniet. En wanneer ons dit doen, wanneer ons sy opdragte beskerm, dit bring identiteit. Die oomblik wanneer ek en jy wandel in gehoorsaamheid, in terme van sy gebooie, en sy insettinge, kom lê dit in my hart. Dit bring koninkryks heerskappy. En hy gee die opdragte vir sy volk, die oomblik toe hulle uit Sinaï uitbeweeg, gee hy die opdragte aan sy volk, en hy sê vir hulle, kom uit Egipte uit, kom uit hierdie slawerny, kom uit hierdie wêreldsysteem, kom uit Moab uit, kom uit Babylon uit, kom uit. Hier's my insettinge, hier's my kontrak, hier's my ketubah, hier's my huweliksvereenkoms met julle. Dit gaan jou denke vorm, dit gaan jou skei van hierdie wêreld, dit gaan jou bou as 'n heilige volk. Kom uit. Hierdie goed wat ek vir jou gee, laat dit in jou hart gegraveer word, dat jy nooit sal teruggaan na Egipte, dat jy nooit weer sal praat soos wat die Moabiete gepraat het, dat jy nooit weer soos Amalek sal funksioneer, dat jy nooit weer sal vloek en skel en eiesinnig en trots en hoogmoed en vertrap mense en skree op mense, jy nooit weer soontoe sal gaan nie. Dit maak jou dat jou denke verander sal word, jy word geskei, jy divorce hierdie wêreld, ek divorce Egipte. Dis wat dit beteken, ek bou 'n heilige volk. Dis wat dit beteken, maar hy het gesukkel vir meer as 40 jaar om Egipte uit die volk uit te kry. Selfs met ons sukkel vir 1700 jaar om net in die waarheid te wandel. Want ons is so voorgelieg oor al hierdie jare. En nou moet ons unlearn. En nou moet die katholieke sisteem uit ons lewens uitkom, want dis absoluut paganism. En ek sê nie almal wat aan hulle behoort is paganiste nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie die leerstellings wat verkondig is, mense, is absoluut wêreldtradisie, kerktradisie, menslike oorleweringe. En ons moet daar uitkom, presies waar die volk was. Ons denke is misvorm ten opsigte van die woord. Misvorm. Ons het nodig om te skei van hierdie wêreld. Ons het nodig om te skei van dit wat ons geleer was. Oor hierdie wêreld
wat ingekom het in sy plek van aanbidding, en dit het hom voorgedoen as God, en almal aanbid hierdie valsheid, en 'n valse Heilige Gees, en 'n valse woord, en 'n valse evangelie. Maar wanneer julle wandel in my statute, wat op julle harte gegraveer is, sal julle denke anders gevorm word. Want as jou denke anders gevorm het, val dit in jou hart. En wanneer dit in jou hart val, gaan jy die wêreld wil skei, gaan jy menslike oorlewinge en tradisie godsdiens wil skei. Dan bou hy 'n heilige volk, aan hom toeberei. 1 Petrus 2 vers 9. Julle behoort aan my. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19. Julle is my tabernakel, julle besef dit nie. Julle is gekoop deur my kosbare bloed. En nou kom Levitikus 20 vers 26 en hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Ek is afgesonderd, julle moet dit wees. Ek is heilig, julle moet dit wees. Ek is 'n kadosh God, ek wil julle moet 'n kadosh lewe lei. Moenie afwyk nie. Julle behoort aan my. Sy opdragte om dit te gehoorsaam, bring sy teenwoordigheid. Mense hoor dit vandag. En daar's baie opdragte wat nie sin maak nie, hoor. Ek bedoel, hy sê vir Eva, hoor gou vir my. Hierdie hele tuin behoort aan jou. Adam, kom hoor gou hierso. Adam en Eva, hoor gou vir my. Hierdie tuin is vir julle gemaak, dat julle hier kan wandel. Hier's genoeg water, hier's genoeg vrugte, hier's genoeg alles. Julle kan van alles eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, wat daar in die middel staan, dis die boom van vermenging. Dis die boom van misleiding en verleiding. Hy het nie vir hulle gesê, pas op vir die duiwel nie. Hy het nie vir hulle gesê, moenie na ander goed luister nie. Hy het net vir hulle gesê, moenie daarvan eet nie, want die dag as julle daarvan eet, gaan julle sekerlik sterwe. Dit was 'n opdrag gewees. Hy het nie redes verstrek nie, hy het nie gesê hoekom en waarom nie, hy het net gesê, moenie van die boom eet nie, en as julle daarvan eet, gaan julle sterwe. Wat doen die duiwel? Die duiwel kom en hy sê vir Eva, julle gaan nie sterwe nie, julle gaan net wees soos wat hy is. Met ander woorde, wat het Eva gedoen? Eva het na die duiwel geluister, sy het Adam beïnvloed, en hy toegelaat om beïnvloed te gewees het, so dis nie net Eva en die manne, Adam, jy was nie in jou posisie gewees nie, want jy sien, jou vrou moet vir jou sê, kom ons gaan lees die woord, jou vrou moet sê, hoorie, wanneer gaan ons weer tyd spandeer met die woord in Vader se teenwoordigheid, jou vrou wat sê, hoorie, ons het lanklaas geshabbat, hoekom hou ons meer Shabbat nie, kom Adams, waar is julle? Waar is julle Adams? Julle is nie in julle posisie nie, dis hoekom julle huise so lyk. As jy Adam in sy posisie kom, sal die huise veranderd wees. Manne, kom in julle posisie. Ons hou mighty men en mighty men en mighty men, maar ons bly net mighty men op die kamp. As ons terugkom by die huis en dan vat die vrouens weer die beheer, dan is die Agab gees, dan vat die vrouens oor, dan sê ons, nee, my vrou is Jezebel. Nee, vrou is nie Jezebel nie, jy's net nie in jou posisie nie. As jy in jou posisie is, en dis die rangorde van Elohim, kom jou kinders in lyn, kom jou vrou in lyn, kom jy in lyn, dan is daar salwing in jou huis. Daar's vooruitgang in jou huis. Maar die feit bly staan is, ons het nie toegelaat dat sy insettinge op ons harte gegraveer moet word nie. En dis hoekom die vrouens wil beheer vat. En die man is nie in plek nie. Nou word ons kwaad omdat vrouens posisies kry in die sekulêre wêreld. Man, dit is omdat julle nie in plek is nie. As jy in plek kom in jou huis, in terme van jou goddelike roeping, gaan alles in jou lewe verander. Eva het nie geluister nie, sy het Adam beïnvloed, en wat het hierdie twee? Hulle het niks, hulle het alles verloor. Hulle lewens was op die pad, en hy net toe sê ek vir daar's twee paaie, pragtige groenpad en 'n dorppad. Hoe het Adam en Eva se lewens gelyk? Daarna droog, distels, dorings, rigtingloos. Adam en Eva het hulle self benadeel vanweë ongehoorsaamheid, omdat hulle nie geluister nie. Hulle het die duiwel verkies bo Elohim. Wat doen ons vandag? Ons doen presies dieselfde. Yeshua kom en hy sê, julle vader is die duiwel. Want ek kom om julle die waarheid te vertel, julle luister nie na die waarheid nie, inteendeel, julle luister na julle vader. So wie is julle vader? Dis die duiwel. Hy is die leenaar van die begin af. Want hoe praat julle? Hoe vloek julle? Hoe skinder julle van mekaar? Kyk julle sien wat julle openbaar. Kyk na julle geldgierigheid. Julle maak dood met die tong. Julle gee mekaar nie 'n kans nie, daar's nie spasie en genade nie. Julle vader is die duiwel.
Hoe praat julle? Julle vloek soos matrose. Julle skel. Julle is betrokke met buite-egtelike verhoudings. En as ek Sondag kerk toe gaan, dan is ek weer reg. Sondag. Maar julle sê, ek is julle vader. Ek is nie julle vader. As julle nie in my insettinge wandel en my gebooie onderhou nie, is ek nie julle vader nie. Dan kom julle eintlik in rebellie teen my. Gaan lees jou woord. En Adam en Eva het hulle eie lewens benadeel van wie ongehoorsaamheid. Hulle het die duiwel verkies bokant Elohim. En hulle kon nie terugkeer na die tuin van Eden nie. Hulle kon nie. Daar was 2 engele gewees met vlammende swaarde. Hulle kon nie terugkeer op eie meriete nie. Hulle het nie vir hierdie engele gesê, hoorie, bid tot Vader en vra vir hom van genade, dat sy genade sal deurkom vir ons nie. Hulle het nie. Hulle het geen meriete gehad om terug te keer na die tuin van Eden nie. Glad nie op hulle eie nie. Hulle het geen meriete gehad nie. Die skeiding het finaal plaasgevind van wie ongehoorsaamheid. So waar staan jy vandag? Jy sien in Levitikus 26 sien ons 2 paaie. En dis deel van hierdie Torah porsie. Daar's 2 paaie. En hierdie paaie is belangrik om 'n keuse te maak. Jy moet 'n keuse maak. Begekotai, dis hierdie Torah porsie. Dit beteken, dis my opdragte. Moet dit nie verontagsaam nie. 2 paaie in Levitikus 26. Die eerste pad, dis die pad van gehoorsaamheid. En wanneer jy wandel in die pad van gehoorsaamheid, sê die woord, ek sal onder julle wandel, ek sal in julle midde wees. En wanneer jy ongehoorsaam is, dan is daar afstand, daar's droogte, en daar's verstrooiing. En dan raak mense moedeloos. Dan bereik mense nie hulle doel in hulle lewens nie. Want sy teenwoordigheid is nie by hulle nie. Maar die oomblik as jou hart verander in terme van gehoorsaamheid met betrekking tot sy opdragte, kom daar 'n verandering, kom sy teenwoordigheid terug. Een van die hartseerste verhale, en ek het dit al vertel, was die generaal wat ingestap het in die leë Ark of the Covenant, die verbondsark, wat nie daar was nie. En hy het gedink hy gaan hierdie verbondsark sien, waaroor hierdie klomp Jode so te kere gegaan het, en hy stap in 'n leë kamer, en die teenwoordigheid van Elohim is nie meer daar nie. Kan ek vandag vir jou sê, as jy in rebellie staan teenoor sy insettinge, en sy gebooie en sy verordeninge, is sy teenwoordigheid nie daar nie. Maar die opdragte is die pad van lewe. Dit bring orde. So die Torah beperk nie jou lewe nie. Die Torah bring beskerming. Die Torah bring sy verteenwoordiging. Die Torah bring sy gemanifesteerde heerlikheid in jou lewe. En Deuteronomium sê dit baie mooi in Deuteronomium 30 vers 19. Hy sê, kies dan die lewe. Kies die lewe. En as ek en jy nie die lewe wil kies nie, en ons wil wandel op ons eie stoom, op ons eie maniere, ons eie geregtigheid, ons eie wil wat ons wil afdwing, want die mense doen dit mos vandag, en dit is 'n teken van die eindtye. Die mense doen dit, en jy kan dit gaan lees, in Romeine hoofstuk 1. Gaan lees dit. En weet wat is die hartseerste saak? As ons nie wil luister nie, en ons maak en doen soos ons smaak, dan sê Vader, dis okay. Ek sien julle wil nie. Hier is my woord. My woord het vlees geword en onder julle kom woon. Hy is die hoëpriester, hy is die regterhand van Elohim. Hy tree nou in vir my en vir jou met soveel liefde dat ons nie sal verdwaal nie. Hy het ons verder meer sy ruach gegee dat ons nie wees sal wees nie. En nog steeds is dit nie genoeg nie. Nog steeds wil julle wandel soos wat julle wil wandel. En julle dink om julle eie geregtigheid te kweek, ek moet tevrede wees daarmee. Ek is nie. Ek gaan julle oorgee aan julle eie hartstogte. Ek gaan julle oorgee aan julle eie begeerlikhede. En wanneer dit gebeur, moet jy weet, dis chaos. En dis die ander pad. Dis die droë pad. Dis die stikkende pad. Dis die pad van stof en droogte en rigtingloos en verwardheid. Dis die pad van selfhaat. Dis die pad van jy voel verlore. Vader, antwoord nie meer jou gebed nie. Kom ons lees dit. Romeine 1, vers 21 tot 25. Kom ons lees dit almal saam. En omdat hulle, dis die mense, alhoewel hulle Elohim geken het, stop geraak vir 'n oomblik. Nee, frik, jy maak 'n fout. Ek ken hom.
Ek weet wie hy is. Ek gaan kerk toe, ek bid, ek bring my tiende, ek is betrokke by 'n sel, ek is op 'n gebedskanaal, ek doen al hierdie goed. Omdat hulle, alhoewel hulle Elohim geken het, hom nie as Elohim verheerlik of gedank het nie. Stop geweer daar. As jy sê jy ken hom, dan jy het hom lief, en jy wil hom verheerlik, wandel jy in sy insettinge, erken jy sy feeste, is jy 'n man en 'n vrou wat kan sê dat sy statute en sy opdragte, sy instruksies en gebooie is op jou hart gegraveer? Dan kan jy dit sê. Andersins is jy op die ander pad. En dis waaroor hierdie Torah porsie gaan. Maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Want jy sien, ons almal dink ons is op pad hemel toe. Ek hoef maar net kerk toe te gaan, ek hoef maar net met my ou mooitjie te bely, dan is alles weer oukei. Ek het nie nodig om te wys wie ek is nie, ek bedoel almal, dis my hart en ek beskerm my hart. Vers 22. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, want hulle haal al die ou skriffietjies uit die Bybel uit om te sê, kan jy sien, ek het 'n hoopvolle lewe, want hy beplan vir my 'n hoopvolle toekoms en hy wil my nie skade aandoen nie. Hy wil nie. En ek is sy kind, en hy het sy lewe vir my afgelê, en hy vergewe my sondes, en hy lei my in die spore van geregtigheid, en al hierdie mooi woordjies, en al hierdie mooi teksies wat ons so aanhaal, terwyl hulle voorgee, dat hulle wys is, hulle het eintlik dwaas geword. Vers 23. En die heerlikheid van die onverganklike Elohim verander. Met ander woorde, hulle het sy heerlikheid kom verander vanuit hulle dogma, vanuit hulle perspektief, vanuit hulle manier van aanbidding, het hulle Elohim verander. Hulle het hom gelyk gestel aan die beeld van 'n verganklike mens. Pastore en dominees kry meer aansien as die lewende God. Dis hartseer, maar dis die waarheid. Verder meer, aan voëls en viervoetige en kruipende diere word nou aanbid. Vers 24. Daarom het Elohim hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te oneer. Gaan lees hom verder, 25. Hulle wat die waarheid van Elohim verruil het, presies wat Eva gedoen het, hulle die waarheid van Elohim verruil, vir die leuen, en die skepsel vereer, hulle mense beginne vrees, mense beginne aanhang, en hulle die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Dis wat die mens gedoen het, dis wat die mens vandag nog steeds doen. So nou kom die vraag vandag. Is Yeshua Messia die gesalfde intern in my lewe ingegraveer? Want die ou verbond was op klip. Die nuwe verbond is op my hart. Soos geskrywe staan in Jeremia 31 vers 33. Hy sê, en ek sal my wet, ek sal my Torah in julle binneste gee. En wanneer dit so is, nou wandel ek in gehoorsaamheid, nie om aanvaar te word nie. Ek wandel in gehoorsaamheid omdat ek veranderd is. Halleluja! So ek is nie net gehoorsaam aan die woord omdat ek aanvaar wil word deur Vader nie. Nee. Ek wandel in gehoorsaamheid omdat hierdie woord, omdat dit wat ingegraveer is, my verander het, my natuur het verander, my spraak het verander, my aanbidding het verander, my lewe het verander. En dit ontbloot die hart van 'n opregte, waar ons gehoorsaam is, waar ons weerstand bied teen die aanvalle van die vyand, en waar ek en jy nog in areas wat ons sukkel, moet oorgee aan hom, sodat ons waarlik 'n welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer kan wees voor sy aangesig. En Jakobus 1 vers 22 praat daaroor. Gaan speel jou aan die woord. Gaan doen wat die woord sê. Moenie net lees en dink jy's okay nie. Moenie net dit doen nie. Ek en jy gaan speel ons in sy woord. Dit beteken, sy woord moet my en jou toelaat om in 'n verhouding te staan met Vader. Ons bou 'n verhouding. Dit beskerm identiteit. Dit dra sy teenwoordigheid. Dit bring lewe en dit vorm 'n heilige volk. Halleluja!
Halleluja. Dit vorm hierdie Torah porsie, Begekutai, 2W, opgeteken in Levitikus 26. Of die seën, of die vloek. Vandag vra ek vir jou, kies die lewe. So hoe werk dit? Frik, hoe werk dit? Gehoorsaamheid, dis die eerste pad, bring vrug, dit bring vrugbaarheid, dit bring seën en dit bring teenwoordigheid. Ongehoorsaamheid is die tweede pad, waarmee ons vandag begin het. En daai tweede pad gaan oor breek, rigtingloos, verstrooiing, en dit gaan oor droogte. Mense, baie belangrik, dit gaan nie oor straf nie, hoor. Dit gaan nie oor ons dien 'n ongenaakbare hemelse Vader nie. Inteendeel, hy is so genadig, en sy genade is onbeskryflik groot. As 'n pragtige Afrikaanse woord, onnaspeurlik. Hy het onnaspeurlike genade. Dit gaan nie oor straf nie, dit gaan oor 'n verhouding. 'n Verhouding wat reageer op posisie. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor identiteit. Sy verordeninge, sy instruksies wat ingegrafeer is, Begekutai. Dit gaan oor identiteit. Mense neem kennis in hierdie Torah porsie 5 keer. 5 keer. Hy sê, as julle nie luister nie. 5 keer. En wat doen ons vandag? Luister ons of luister ons nie? Antwoord my. Ons luister nie. Hoekom is ons so? Die enigste spesie, en ek het 'n paar maande terug gesê, die enigste spesie waarmee ons hemelse Vader sukkel, is met ons. Ons, sy kroonskepping, sy beeld, sy ruach in ons. Mense, wat meer moet hy doen? Hy het ons sy gees gegee. Ons is sy lewende, lopende tabernakel. 5 keer. Hy sê 5 keer, as julle nie luister nie. Met ander woorde, daar's 'n progressiewe verharding van ons harte. En die rede dat ons harte verhard word, ons het nie geluister nie. En nou is ons op hierdie breë pad, ons is op hierdie droë pad, 'n pad van rigtingloos, 'n pad van verwardheid, 'n pad van chaos, 'n pad waar daar geen lewe is nie. Dis nie sy skuld nie, dis ons skuld. En nou kom Abba en hy sê, ek sal julle 7voudig tugtig in hierdie porsie. 7voudig. Wat beteken 7? Dit beteken volmaak. Ek sal aanhou met julle, ek gaan jou nie los nie, ek gaan aanhou met jou, totdat die volledige siklus voltooi is, sodat jy kan terugkeer na my toe. Kan jy sien wat ek nou van gepraat het? Hierdie is onnaspeurlike genade. Hy het dieselfde gedoen met die 7 gemeentes in die boek van Openbaring. Hy doen dieselfde met die 7 feeste. Die 7 feeste is sy afsprake. Dis die reddingsplan vir die mens. Die tabernakel is die reddingsplan vir die mens. Dit openbaar die 7 vlakke van jou geesmens. Dis ook die pad wat ek en jy loop, van Egipte na Sinaï, oor hierdie periode. Dis die pad van die omer. Levitikus 26, vers 40 tot 42, hoor baie mooi vandag die woord. Hy sê, hulle sal hulle sonde, en die wat hulle voorvaders teen my begaan het, bely. Hulle sal erken, dat hulle my teëgestaan het, dat ek hulle ook teëgestaan het, en hulle na hulle vyande se land toe gevat het, om te sien, of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry, en hulle skuld sal erken. 2 belangrike aspekte. Ek moet erken, en ek moet verantwoordelikheid neem. As ek aangaan met my lewe soos wat ek aangaan, en ek erken nie, dat ek op die verkeerde pad is nie, hou ek aan daarmee. En die oomblik wanneer ek het erken, en ek sê, wow, ek moet stop hiermee, dan moet ek verantwoordelikheid neem, nommer 2, om dit nie weer te doen nie. Help nie net ek sê ek is jammer nie, Abba, ek is jammer, volgende dag, ek is jammer, 3de dag, ek is jammer, 10de dag, ek is jammer, ek het nou alweer na dit gekyk, ek het nou alweer hierin vasgevang, ek is jammer, my kind, ek hoor jou, maar wanneer stop jy? Jy moet dit erken, jy het 'n probleem, jy het 'n probleem van addiction, jy het 'n probleem met hierdie, jy het 'n probleem met daai, maar nou moet jy jou verantwoordelikheid opneem en stop daarmee. Dis wat hy sê. En wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes wat ek aan Jakob en aan Isak en aan Abraham gegee het, weer van krag maak.
onnaspeurlike genade. En ek sal my beloftes oor die land weer van krag laat maak. Halleluja. Hoe lyk jou land? Hoe lyk jou huis? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou besigheid? Jou werksplek? Hoe lyk jou ouer-kind verhouding? Hoe lyk jou verhouding met die woord van Skepper lewende God? Hoe lyk dit? Ek maak sommer toevallig hierby 'n gedeelte oop. Dit gaan goed met die mens wat nie raad hou met die goddeloses nie. En nie omgaan met die sondaars en met die ligsinniges saamspan nie. Maar wat in die woord van Jahwe die Almagtige sy vreugde vind en dit dag en nag oordink, ingegraveer, Begekutai. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat op die regte tyd die vrugte sal dra en waarvan die blare nie sal verdroog nie. Hy sal voorspoedig wees in alles wat hy aanpak. Halleluja! Man, die woord is amazing. Prys sy naam. So Jahwe die Almagtige sê dan sal ek my verbond onthou. Wanneer jy begin erken, stop daarmee en jy neem jou verantwoordelikheid op. Kry klaar met dit. Maar die goddelose, soos die goddelose nie, hulle sal so skaf deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal die goddelose hulle nie kan handhaaf voor Jahwe die Almagtige se oordeel nie. En die sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Ja. Ek en jy moet nou die regte pad kies. Daar's twee paaie. Daar's 'n groen pad en daar's 'n grys pad. Ek kies die groen pad. Die verbond was nog nooit weg gewees nie. Die probleem het gelê by die toegang deur ons harte. Ons harte was verhard. Ons nekke is styf gewees. Ons het gedink ons het gearriveer. Die verbond was nooit weg nie. Die toegang was geblok deur ons harte. En dis hoekom ons land so lyk. Dis hoekom Suid-Afrika so lyk. Dis hoekom ons huwelike so lyk. Dis hoekom ons kinders so lyk. Dis hoekom Namibië so lyk. Dis hoekom hierdie wêreld so lyk. Ons harte is die probleem. In Levitikus 27 is baie belangrik. Die toewyding en waardes. En dit gaan oor geloftes wat ek en jy maak. Dit gaan oor toewyding ten opsigte van die woord en dit gaan oor die waardebepaling met betrekking tot die gees van God. Het jy nog waarde? As iemand sê, hey, ek is gewas deur die bloed van die lam. Ek wy my aan die woord van God. Ek kyk nie net na dagstukkies nie. Ek lees nie net 'n boekie wat 'n dagstukkie is nie. Ek bestudeer die woord. Die tyd, die energie wat jy in Abba wy, bepaal jou identiteit. Jy gee nie net aandag aan iets as dit nie vir jou belangrik is nie. As jy my jou bankstaat wys, dan gaan ek vir jou wys waar lê jou belangstelling. Ek gaan vir jou wys waar lê jou belangstelling. En nou kom Jeremia. Ek hou van Jeremia. Jeremia is 'n mentor in hierdie seisoen in my lewe. Baie keer is Daniel vir my 'n mentor, dan is Gideon vir my 'n mentor, Noag is vir my 'n fenominale mentor, Moses is 'n mentor, Abraham is vir my 'n mentor, maar vandag is dit Jeremia. En Jeremia kom sê vandag, hy sê in terme van hierdie Torah porsie, Begekutai, is die hart van belang. Jeremia hoofstuk 17, vers 7 tot 9. Geseënd is die man wat op Jothy Wafai die Almagtige vertrou. En wie se vertroue in Elohim is. Vers 8. Want hy sal wees soos 'n boom wat geplant is en sy wortels uitskiet, want daai die woordjie wortels. Sy wortels uitskiet by die stroom, want daai die woordjie stroom wat water is. En nie vrees as die hitte kom nie, maar sy blad sal groen bly. En die jaar van droogte sal so 'n persoon nie besorgd wees nie. En daai persoon wat nie besorgd is nie, sal steeds vrugte bly dra. 3 belangrike aspekte. Vers 9. Pas op, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ons ken nie ons eie harte nie, mense. 3 belangrike dinge. Wortel beteken jou geloof.
Water beteken die gees wat deur jou vloei. Mense, ek en jy is 'n lopende lewende tabernakel. Die strome van lewende waters moet deur ons vloei. Nommer 3, die vrug. In tye van droogte sal ek steeds vrugte bly dra. Dit is gehoorsaamheid. Geloof, gees, gehoorsaamheid is belangrik dat dit sal toelaat dat Vader se gebooie en sy insettinge en sy statute op my hart ingegraveer is. Begekutai. Wandel in my verordeninge, wandel in my gebooie, want dit is dit wat jou identiteit bepaal. Halleluja. En dan in Levitikus 26, die ander pad wat mense kies, is die droë pad. Dis die pad van chaos. Dis die pad van verwarring. En nou kom Jeremia 16 vers 19 wat sê die nasies sal terugkom. Halleluja. Abba, ek roep dit, ek verklaar dit, ek bely dit. Jesegiel 37, Vader, dat die winde sal kom, van die noorde, die suide en die ooste en die weste, dat daar weer lewe ingeblaas sal word. Ons profeteer vandag oor dooie bene, dat dit sal opstaan as 'n magtige weermag, en dat u naam geheilig sal word, en dat die herstel sal kom, waar Israel, ek en jy, weer mense sal trek om te teshuwa, om terug te keer na Vader toe. Wat vir my belangrik is, mense, is dat ek en jy werklik in die waarheid sal wandel. Wie wat doen die waarheid? Dit ontmasker valse erfenisse. Dit ontmasker valse identiteit. Dit ontmasker die leuen. Hoor gou wat sê Johannes, hoofstuk 14 vers 15 tot 21. En hier kom die vervulling van Yeshua Messia die gesalfde. Hoor gou wat sê die woord. Hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Vers 16. Wanneer julle daarin wandel, onthou die groenpad, onthou die pad, die twee paaie van Levitikus 26, die groenpad en die, kom ons sê die gryspad. Grys is met ander woorde, daar is nie lewe nie. Vers 16. En ek sal my Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Wie is dit? Dis die getuienis, dis die Heilige Gees. Dis die Gees van waarheid. Wat doen die waarheid? Die waarheid ontbloot valsheid. Vers 17. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Met ander woorde, die waarheid ken hom nie. Och, wie wat gebeur in die boek van Tessalonisense? Hy stuur die krag van die leuen in hulle wat die waarheid nie lief het nie. Dit help nie, jy sê jy het my lief, en jy wandel nie in my gebooie nie, dan is jy 'n leienaar en die waarheid is nie in jou nie. Dan sal ek die krag stuur, sodat jy in die leuen sal bly glo. Dieselfde wat ek met Farao gedoen het, gaan ek met jou doen. Die Gees van die waarheid wat hierdie wêreld nie kan ontvang nie, want hulle bly in die leuen, want hulle vader is die duiwel. Omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle, begekutai, in julle, gegraveer in ons harte, halleluja, sal wees. Vers 18. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie, en ek kom weer na julle toe, groenpad, twee paaie, hierdie pragtige groenpad met lewe, met vrug, met gras, met water, met sonskyn, met teenwoordigheid. Vers 19, nog 'n klein tydjie, hou vas, moenie moeg word nie, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Och, wanneer hy trompette blaas, wanneer die shofar blaas en die wolke skeer oop en hy kom haal vir my en vir jou, halleluja. Vers 20, in die dag sal julle weet dat ek en my Vader is, en julle is in my, begekutai, julle is in my, en ek en julle, in my gebooie, in my verordeninge. Vers 21, hoor mooi, wie my gebooie het, en dit bewaar, dit is hy of sy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom of haar lief hê, en my aan hom of aan haar openbaar. Halleluja. Mense, duideliker as dit, kan ek dit nie vir jou stel. Dit is begekutai. Liefde is die taal van gehoorsaamheid.
Gehoorsaamheid bring Abba se teenwoordigheid. Die teenwoordigheid bring die openbaring, wie is hy? Waar woon hy? Hy woon hier binne. Vers 17. Die gees van die waarheid bly in julle en sal in julle wees. Met ander woorde, ingeskryf, nie langer op 'n klip nie, ingeskryf in my en in jou. Maar die hart moet verander, die spraak moet verander, dis hier binne, ons kan nie dieselfde wees nie. So mense, hierdie pragtige Torah porsie 33, Begekutai, wys vir ons die volgende. Nommer 1, Vader, Jotai Wafai die Almagtige, hy soek gehoorsaamheid, maar hy soek ietsie meer. Hy soek 'n volk wat leef in sy woord, en dat hierdie woord hier binne ingegrafeer moet wees. Dis wat hy soek. Vloek is nie sy doel nie. Hy wil ons nie vervloek nie. Hy wil ons seën. Dit is sy doel. Hy wil hê dat ons harte moet herstel ten opsigte oor wie is hy. Hy wil ons nie in ballingskap invat nie. Hy wil ons terugbring na 'n pad van verbond. Dit is sy begeerte. Dis wat hy met my en met jou wil doen. Moet dit nooit vergeet nie, asseblief nie. Die hartseerste verhaal is, ons vergeet dit. En ek en jy moet uitkom vanuit 'n uiterlike godsdiens na 'n innerlike transformasie. 'n Uiterlike godsdiens, ons leef die woord, maar ons verander nie, na 'n innerlike transformasie. Hierdie woord, Begekutai, op my hart, in sy gebooie, in sy verordeninge. Van kennis na 'n wandel, 'n leefstyl. Van reëls na 'n lewende liefdesverhouding. Begekutai. En dis die woord vandag. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. En ek glo en vertrou dat jy hierdie woord geniet, en dankie dat jy vandag ingeskakel was, en mag Vader jou seën, en mag jy die woord 2 dinge bewerkstellig. Nommer 1, erkenning en verantwoordelikheid. Baie dankie, kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Skepper God van die hemel en die aarde, U is die Heilige van Israel. Ons kom buig in aanbidding voor U aangesig, en ons is jammer. Ons is jammer dat ons net 'n woord godsdiens verhouding met U het, waar dit net leefwoorde is. Maar vandag verander alles. Vandag word dit 'n lewende liefdesverhouding, waar ons erken, en ons neem ons verantwoordelikheid op, wie is U? Ek bid dat U ons sal lei, deur U Ruach, om in lyn te kom met U karakter. Dat U verordeninge, U gebooie en U insettinge op ons harte ingegrafeer sal word, en dat ons transformasie sal ervaar. Maar ons is klaar met uiterlike godsdiens. Ons maak ons gereed vir 'n innerlike transformasie van wie die woord wat in ons lewens ingegrafeer kon word. Ons wandel nie meer in kennis nie, maar ons wandel nou in 'n liefdesverhouding met U. Nie meer reëls nie, maar in verbond. En dat die verbond vandag en hierna ons identiteit kom verander. Maar dis my gebed, en ek bid dit in Yeshua se wonderbare naam, en my gees roep uit. Halleluja. Mense, weer eens baie dankie. Laat my toe asseblief, voor ek vir jou totsiens sê, om jou net te groet en jou te seën in die wonderbare naam van Yeshua, ons meester, ons bruidegom, ons Messias. Ek wil jou seën. Vader, nou seën ek U volk, dat U aangesig oor hulle sal skyn, en dan hulle hierdie vrede sal gee, wat hierdie wêreld nie vir hulle kan gee nie, maar net U. Ek bid Vader dat U aangesig oor hulle verhef sal word, en dat U hulle genadig sal wees, dat U geduldig met hulle sal wees, en dat ons sal toelaat, dat U woord, U opdragte, U verordeninge, U statiete, in ons lewens ingegrafeer sal wees. Begekutai. Vader, dis my gebed vir elke persoon wat ingeskakel is. Ek seën hulle vandag met dit, in die naam van Yeshua Messia die gesalfde.
en my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie van my kant. Frik Weideman, Shabbat Shalom.